Die eerste Wildswinkel trofee en handveiling was Woensdag 29 Maart by die Atterbury Theater in Pretoria gehou. Voor die veiling het ons met 'n paar mense gesels. Sybrand, ons is hier by die Atterbury Theater vir julle trofee en jagpakketveiling. Vertel ons asseblief meer daarvan. Ag man, kom ek sê ons het vandag 'n veiling wat ek dink baie uniek is op die uiteinde van die dag. Ons het besluit om hierdie veiling te hou juis om die teelmark en die jagmark bietjie nader aan mekaar te bring, laat die ouens bietjie meer samewerking toon op die uiteinde van die dag en dan ook om 'n mark te skep vir ons teelers om hulle jagdiere te kom verkoop en dan ook so vir ons jagters om jagpakkette te verkoop. Ek dink in die verlede was ons grootste moeilikheid geweest, waar gaan jy jou jagpakket koop vir die Suid-Afrikaanse jagter en jy gaan soek dalk agter in 'n boek 'n plek en jy kom nie altyd reg nie en jy weet nie of dit is wat jy voor betaal op die uiteinde van die dag nie. So ons het hierso produkte neergesit of pakkette neergesit waar daar wil jy vandag betaal vir dit wat jy koop, dit weet jy, dit gaan jy kry. So die bokke wat daarop is, weet ons is daarso. Die verblyf, as dit sê dit is 5 ster, dan is dit 5 ster. So jy betaal vir wat jy kry en jy weet presies waarvoor jy in is op die uiteinde van die dag in die lokale mark. Dan het ons aan ons teelers se kant wel en mede samewerkers aan die res van die wildbedryf het ons gaan diere uitsoek vir die teelmark, maar spesifiek vir die spesies, die gewone wild. As ou praat van rooibokke, groot rooibokramme, blouwillebeesbulle, kudubulle, elande, rouen, sable, buffel. Jy weet meer op, ek wil amper sê meer jou classic wild en nie regtig gefokus op kleurvariasie nie wat ek dink ook 'n nuwe is. So daarso as iemand 'n bok wil kom koop, het sy 'n springbok is of het sy dit 'n lechwe is, daarso is ietsie vir almal om weer verder sy gewone wild op die plaas mee op te teel. En ons het ook dan vir die outfitters 'n klomp jagdiere opgesit wat 'n klomp hardebosbuffelbulle is, 'n klomp groot volwasse seibelbulle, groot rooibokramme, weet diere wat reg is en gereed is om gejag te word. So dit is maar die 3 aspekte gewees en die idee gewees rondom die veiling om alles saam te bring op een veiling op die uiteinde van die dag. Willem, as 'n borg vir vandag, hoe is julle betrokkenheid by Wildswinkel se trofee en handveiling? Môre. Safari Outdoor het begin as 'n jagwinkel en 'n groep vriende wat baie lief is vir die bedryf, lief is vir jag, lief vir skiet. En van die begin af was Louis van der Walt betrokke by Safari Outdoor as 'n aandeelhouer, Bakkies Botha. En Bakkies het vroeg in die wildbedryf ingeklim, 'n hele paar jaar terug. Later het Louis gevolg en hy en Loodbester het saam Wildswinkel begin. So ons deel aandeelhouers. En dan, ek dink ons deel dieselfde kliënte ook. Jy weet, dis mense wat 'n passie het vir wild, passie vir jag, passie vir die veld. En met die teelbedryf wat so goed gaan, is dit maar net vanselfsprekend dat daar een of ander tyd 'n oorskot van wild moes kom. En hierdie geleentheid soos vandag gee vir die teelers die platform om van hulle oorskot wild ontslae te raak, dat dit kan gejag word op groot plase. En dan verder is daar die aard van die saak top genetika, groot wild, jy weet groot kudus, soos baie seibel vandag, hier soos rouen wat steriel is. So dis diere wat teelers nie meer kan gebruik in hulle kudde nie. En dit word nou vir jag aangebied en dit word na jagplase toe geskuif. So ek dink die hele bedryf baat daar uit, die trofeejagter baat daar uit, die wildboer baat daar uit, ons as kleinhandelaar baat daar uit en dit is goed vir die industrie. In die spoggerige Atterbury Theater het almal hul plekke ingeneem vir die veiling om te begin. Die hoogste bod toegeslaan op 'n jagbuffel was R150 000 en die gemiddeld vir buffels vir die dag was ongeveer R83 000 per dier. Kudus van 45 tot 60 duim het gewissel van R16 000 tot R50 000. Een rouen jagbull het vir R110 000 onder die hamer gekom. Vir seibeljagbullen het verkopers op die meeste R50 000 ontvang met 'n gemiddeld van ongeveer R33 000 per dier. Gouwillebeeste was ook 'n aanvraag wat 'n gemiddeld van R30 000 per jagbul verkoop het. Die pryse vir jagpakkette wat trofee sowel as biltong ingesluit het, was in verhouding met markverwante pryse. 960. Ja, ons is baie gelukkig met die pryse vandag. Ek dink dit stel 'n basis vas vir jagpryse hierdie jaar. Ons is baie tevrede met die buffelbulle se pryse. Seibels het ons gedink kon beter gevaar het, maar dis die jagprys vir die jaar. Ons is tevrede daarmee. Man, ek dink dit het in die algemeen redelik goed gegaan. Die pryse was redelik goed geweest, ek dink vir die jagwild. Ek dink die bekommernis was altyd dat die ouens die markte gaan verkeerd kry, laat 'n ou gaan opeindig om jy weet jou teelpryse te betaal vir jagbulle. So ek dink hulle het die merk redelik reg geslaan. Ek dink vir die buiteouens gaan dit miskien 'n bietjie goedkoop klink, maar in realiteit, jy weet, ons moet daai diere koop en ons moet hulle weer verkoop sodat ons vir die buitelandse mark die beste diere kan verskaf. Jy weet, ons het vandag Tsetsebes en seibels gekoop
En al daai diere gaan reguit so na die jagmark toe vir die 2018 seisoen. En ek dink dit is net nog 'n manier hoe Suid-Afrika verseker dat ons voorbly, nie net op die wildteelmark nie, maar ook op die jagmark waar ons nog al die jare was. En ek dink is tyd dat ons weer daai plek terugvat. So veiling soos vandag wat Wildswinkel aanbied is 'n baie goeie platform om diere op te sit en jagpakkette op te sit van goeie teelers, maar ook van goeie jagplase. As ons sien wat in oorsee gebeur, hoe hulle jagpakkette verkoop daar, dink ek ons is ook besig om soontoe te beweeg om ons eie jagmark te bevestig in Suid-Afrika. En ek dink dit is 'n baie goeie dag vandag en ek dink dit is 'n goeie ding vir die bemarking, vir die jagbedryf en vir bemarking van plase. Ons het ook aan Martin gevra hoe hy voel oor die pryse van kleurvariante vir die dag. Kyk, ek dink dit is die mees realistiese pryse wat ons in 'n baie lang tyd gehad het. En ek dink nou kan die ouens wat getwyfel het in die verlede oor pryse vir kleurvariante en die doel wat hulle gespeel het in die mark, ek dink nou kan ouens ophou skepties wees daaroor en hulle kan sien die diere het 'n doel en hulle het 'n mark. En net laasweek het die eerste foto's opgeslaan van 'n wildebeeste Grand Slam en ek dink hierdie tipe goeders gaan dit net nog meer druk sodat ons daai mark kan oopmaak en die oë vir die buitewêreld kan oopmaak en vir hulle sê luister hierdie diere het 'n doel en hulle is nie net freaks of morphs nie, hulle het 'n doel en ons gaan hulle lekker jag en hulle gaan geld inbring.